En hallo daar kijkers, zoals jullie weten, ons is weer eens terug met een nieuwe episode van Gooi Kolle. Het is Brian Munango hier met mijn mede-aanbieder Andrew Poelman. Andrew, vertel je mensen een beetje, het is een groot naweek, Dubai specifically. Ja, nee. So Namibia speel natuurlijk wereldbeker kwalificering in Dubai. Eerste wedstrijd natuurlijk tegen België zaterdagmiddag. Ja, soos intussen ons onlangse gas wat ons op die show gehad het, sommer was dit laasweek. Yes, laasweek. Ja, Louis van der Westhuizen wat intussen bevestig is as kaptein van Namibia vir hierdie toernooi. Ja, ons het hom ontmoet laasweek. Lekker aangename ou gewees, lekker saam met hom gekuier. En ja, so vandag 'n paar nuwe mense. So ons sien vooruit vir Dubai se game. En voor ons nou in die episode ingaan. Ek dink vandag gaan ons moet bietjie lekker eet. Patricia het gewen. Daar's klomp wenners op Gooi Kolle. Patricia is die voice of Namibia. Gewen in Namibia. So kom ons hier 'n bietjie hande klap. Ek hoop dit motiveer vir hom vir ons lekker kos te maak vandag. Ek sien vooruit vir die kos soos altyd. So ons gaan sien wat Bear Braaihoekie aangaan. Kan jy bietjie vir ons sê wie ons gaste is? Ja, wat ek gehoor het van die bestanddele kaas, steak, ek hoor sulke goeders. Ek hoor net goeie dinge, maar ja. Ja, ons het dan saam met Adel Oosthuizen en Ingo Oosthuizen van die Ring Fighting Association van Namibia. So 'n bietjie oor hulle sport gesels en van hulle onlangse prestasies en dan ook van ja, komende naweek is daar aan internasionale basketbal vir vroue in Windhoek. Ons sal 'n bietjie met hulle gesels. Ja, die klub van Namibia is dit UNAM Phoenix. Yes. Dink ek wat probeer kwalifiseer vir 'n Afrika klub kampioenskap en so as ek reg verstaan. Yes. Ons sal 'n bietjie daaroor gesels. So voor ons gaan, soos ek verstaan is gesê ek moet die 4 maak vandag omdat Patricia nou Voice of Namibia gewen het. So bly ingeskakel, ek gaan maak net gou die 4 dan is ons terug by julle. Kijkers, ons is vandag by die Metro Era Supermark en ons gaan bietjie inkopies doen vir hierdie week se episode van Gooi Kolle. So laat ek julle nie laat wag nie, let's go shopping. My shopping is klaar en ek is nou op pad uit die Kenkop Stadium toe waar ons gaan lekker gooi kolle. So weer Vrydag. Welkom terug by ons show Gooi Kolle. Ek is Andrew Poelman, my mede-aanbieder Brian Munango, soos julle weet. En ja, ons gesels baie rugby op die show, Brian. Vandag slaan ons bietjie oor na die Engels toe en ons gee 'n bietjie kollig op 'n ander sportsoort wat ons nie gewoonlik doen nie. Basketbal vir vroue. I never thought we would get this opportunity on our show to talk about this. So with us today, Loise Shinaveni. I believe you are involved in the organizing committee of an event this weekend. Can you tell us a bit about? Yeah, thank you. We are having the Women's Basketball League Africa qualifiers happening in Namibia. We're hosting them at the DHPS indoor court. We have 3 teams participating for this round. A team from Angola, Sporting
Club de Luanda, Phoenix, the Namibian team, as well, yeah, from UNAM Phoenix, as well as Bravehearts ladies from Malawi. This competition is continental, African continental. The qualifiers for the finals that are happening in Egypt. Okay, so one team to go through. Two teams to go through. Two teams to go through. So one team doesn't go through. Okay. Yeah. I think, like Andrew said earlier, we never usually have basketball guests on our show. Yeah. So thank you for coming onto the show Sure, first and sure. foremost. To just give us a bit of a background as to when last did we host this type of competition in the country, and how has organizing been going for so far, and how ready are we? This is the first one, the first FIBA standard event or we're hosting in Namibia. So there's quite a yeah, Definitely a big deal. yeah. So there's quite an expectation there. Preparations have been going well. Venue preparations have been going well because they have quite the expectations. But so far the organizing committee is I would say 80% we're there. We're just expecting the teams to come in. Team Luanda is already here. Yes, I think I saw that somewhere. Yes, we just waiting for Team Malawi to arrive today. But yeah, we're ready. So looking at rankings and so on, what is your gut feel of how the tournament is going to go? You know what? Everyone knows in basketball, Angola is like top notch. They're really good. So everyone is expecting that they come out on the top. Okay. And then maybe we're waiting to see, is it Malawi, is it Phoenix, who's going to take that second spot. So, but you never know. You never know. You never know. You never know. That's the beauty of sports. You'll never know. So, we saw FNB also got on board. Yeah. So, can you just tell us a bit about the sponsorship that they came through with for you guys to host this competition? Yeah. FNB came through for us with a 330,000 sponsorship to assist with the organizing and just making sure we plate an event that's up to the standard that FIBA is looking for. We really have been getting so much assistance from FNB throughout, like for 3 years now. They've been backing us. Every time we have something, they come on board and they really give us that push. So we're really grateful to FNB. So the matches, it's Friday and Saturday. Can you just expand on Yeah, the matches a so little bit? the first match will be on Friday, 7 o'clock. And then a match a day. That's Phoenix against the Angolans. The Angolan team, yes. First match is against the team host. that is ranked to... Yeah. It's going to be tough one. It's going to be tough. But I think if we can get the people to come and just cheer the team on, they'll get that heart to push through. Very important to have we have the home advantage, so we might have the numbers of people coming through together to come support. So are the matches only scheduled to start from 7 o'clock the evening? Yes. The matches are scheduled to start at 7 o'clock daily, the Friday, the Saturday, and the Sunday. So it's a match a day. Match a day. Yeah. And we're also having it streamed to just maximize on that audience. FIBA is streaming it on their YouTube channel directly. Yeah. Lovely, that's good. So which two teams are playing on Saturday evening? The schedule is yet to be confirmed because the technical meeting has to be had today. Then they put out the schedule, but the first game is determined already. Okay. Yeah, because the host, you need to be the first to play. Okay. Yeah. Okay, just for those that are now maybe watching and wondering where, please let them know again as to where they can come through and come enjoy these wonderful games. Okay, to enjoy these qualifiers, basketball is like a hype game. So if you do come watch, you must expect to come and get a lot of energy, a lot of passion on the court. So the court is at DHPS. DHPS, those are beautiful courts. Yeah, indoor court. Time is 7 o'clock every day. Tickets? Yes. Tickets? Tickets. We are having our tickets for 30 Namibian dollars Nice only. and cheap, please guys. Nice and affordable. We want everyone to come, as well as if you can't make it, then
we're also looking to get everyone on the stream. Yes, So we're trying to get a lot of noise online. Okay. Yeah. So if you can't make it, then you can definitely tune in online. But if you're in the capital city, make your way to DHPS. $30 gets you in, and then you can enjoy yourself some of the games. Okay. So we'll be going for a short break, viewers. Ons gesels 'n bietjie basketbal, soos ons vir julle gesê het, maar ons gaan terug na die braaihoekie toe by Patricia. Ek het die 4 klaar gemaak, ek moet net sê. En die 4 is wonderlik. Ingo sal saamstem. Hy is betrokke daar. So bly geskakel en ons is nou terug by julle. Hi, I'm Jacques Dron, playing for Namibia Scrum Half. The team's been preparing this week for this weekend's game by watching a lot of videos, checking where Belgium are strong, checking where we've got some attacking opportunities, and hopefully exploiting those opportunities. And we've been just all around in a happy mood, currently really upbeat, trying to get the best out of this. I know this is not the route we wanted to take, but I mean, this is the cards we've got right now. So that's what we're going to do. This weekend's game is really important to us, as are the other 2 that's lying ahead. We're looking at this as 3 finals we've got to play, but firstly it's Belgium up. So we've been checking at their game footage, and this is a really important game. This is the first hurdle we've got to climb, so we're really excited. It means a lot to me. I mean, I always hear stories of my grandfather, Herman Reinders, playing for Southwest Africa, Namibia at the time. It's been amazing so far. Just playing on this level feels good. It is exciting. And yeah, I have a lot of people to thank for that, for supporting me. I want to thank my mom and my grandma and all my friends for supporting me. My girlfriend, even, you know. I just want to say thank you for them, for believing in me and supporting me all the way. Thank you so much. Guys, my name is Gianluca Savoldelli. I'm currently a junior in the men's national team. So the first moment I found out that I got the call up to come play for the team, I was still laying in bed. It was a Friday morning. I was getting ready to go back to Namibia for a bit of a vacation, and then all of a sudden got the call from Coach Jacques and Coach Yaku. And I didn't think in the moment I really realized the depth of the situation and the honor and privilege that comes with it. So yeah, but quite a exciting morning, I think. So yeah, I think it hasn't really sunk in. I mean, watching some of these Oaks play when I was still in primary school, it's surreal, to be honest. Didn't think in my lifetime I'd ever play with them, so it's a great feeling. But yeah, it hasn't even sunk in yet. But yeah, great feeling. Flex is taking on a new look. A new feel. And a new location. Don't miss Flex DSTV channel 285, GoTV channel 25 every Monday, Wednesday and Friday, where we flex your mind and your muscles. Welkom kykers by my braaihoekie. Vandag het ek 'n baie spesiale gas saam met ons, maar ek gaan laat sy haarself voorstel vir julle. Want ek dink I'm not going to do it justice as ek dit doen. So, hi Tanita. Welkom by my kombuisie. Kan Tanita asseblief voorstel vir ons kykers wat nou net die gesiggie dalk iewers gesien het?
Hi kykers, ek is Adel Oosthuizen. Ek het baie hoede op my kop, maar vandag het ek die hoed op as die president van Ring Contact Fighting Arts in Namibië, en dit is vir my so 'n besonderse groot voorreg om deel te wees van hierdie besonderse geleentheid. Baie dankie. Ek is baie gelukkig dat ek vandag saam met Tannie Adel kan brei en alles reg kry. So op ons menu vandag, ek moet nog aan 'n naam dink. So kykers aan die einde sal ons dit 'n naam gee, maar dit is 'n baie simpel, lekker, kaserige garlic, alles steak. So ons het ons broodjies wat ons 'n bietjie gaan sny en dan gaan ons garlic butter insit, kaas, steak en dan 'n lekker sousie oor. So om aan te pas by die tema van ons ringkontak vegkuns, gaan dit ons 'n garlic brood met 'n skop noem. Okay, 'n garlic brood met 'n skop, dat is sommer klaar nou. Okay, soos Tannie gesê het, ons is hier vir 'n rede. So ons gaan bietjie gesels oor wat Namibië gedoen het in Suid-Afrika. Ons het daarom met ons skouers hoog teruggekom, ons kenne op. Kan ons bietjie vir ons kykers vertel wat het gebeur, wat het ons span gaan gedoen daai kant? Ja, ons was so bevoorreg. Ons het 41 fighters het ons saamgebring, wat ons saamgevat het Suid-Afrika toe vir ons ringkontak vegkuns toernooi, die Suid-Afrikaanse Jungle World kampioenskappe wat ons gehad het. En ons span het so goed gedoen. Ons het 209 medaljes huis toe gebring. Sjoe, wow! Ja, waarvan, ek het nou nie al die getalle in my kop nie, maar ek dink dit, en ja, ons het top geëindig in Suid-Afrika tussen al die provinsies. So Namibië het letterlik baie goed gaan doen wat dit aanbetref. So ek was so opgewonde en dit was net so 'n voorreg om hierdie atlete te kan sien hoe hulle deelneem, hoe hulle ons land se naam hoog hou en dit wat hulle gedoen het. En ons het in soveel verskillende afdelings deelgeneem, want ringkontak vegkuns bestaan nie net uit, soos hulle sê, kickboxing uit. Ja. Ja, so ek weet nie of ek jou 'n bietjie moet vertel van dit nie. Asseblief, ek dink ons kykers wil ook meer uitvind wat dit alles behels. Ja, ek gaan nou Afrikaans en Engelse terme. Ons is Namlish, so asseblief gaan maar aan. Yes. Ja, ons doen byvoorbeeld die gewone kickboxing wat high kicks is, wat jy semi-kontak en full kontak vegkuns wat ons daar doen. Dan het ons die sportboxing. So hoekom ons dit doen is as jy die sportboxing doen, kan jy sweep met die voet. So jy het 'n voetaksie wat jy kan in aksie om dan die hou reg te plant, en dan het ons die low kicks wat soos die Muay Thai, die ouens die low kicks doen, en dan het ons grondwerk wat ons noem ons combat fighting. Okay. En dit het ons dan ook, en dat ons die millennium wat ons doen, dat ons die ouens voorberei om vir 'n volle kontak gevegkuns in te gaan, en al hierdie kan jy semi-kontak of volle kontak doen. Dan het ons verskillende wapens waarmee ons deelneem. Daar's wapens ook. Daar's wapens ook betrokke, Patricia. So vir ouens wat ook selfverdediging wil kom doen vir dames. Dit is ook absoluut fantasties as 'n ou daaraan dink. Dis hoekom dit 'n vegkuns is, omdat jy verskillende style leer ken en verskillende aspekte doen. Ja, dis nogals interessant om te sien. Dit klink baie interessant. En hierdie ou kleintjies as hulle begin kom oefen tot waar hulle as 'n vegter in daai ring kling, en te sien dit wat jy hulle al die tyd geleer het, wat uitkom en wat 'n suksesse ons met hulle kry. Ek weet Ingo sal nou 'n bietjie verder gesels meer in detail oor die tegniek van die sport. Maar ja, en ek kan ook spog dat ek 'n swart belt instrukteur is vir ringkontak vegkuns op 'n jeugtige ouderdom. So dit was vir my 'n milestone wat ek graag wou gehad het, en ook sodat 'n ou met passie en ook met soveel impak ook die deelnemers en ook die studente mee kan toerus. Ja, definitief. Wel, ek was al bevoorreg om 'n bietjie live aksie ook te sien die jaar, en ek dink laas jaar ook. Ja. So, en ek het al die jongetjies gesien en dan nou ons groot mense ook in die ring. Vertel ons bietjie, dat ons net weet, wat was die jongste fighter wat saamgegaan het, en dan die oudste een, as ek so mag stel, dat die mense net sien hoe diverse dit is, en dat daar geen limitations regtig is vir jou om deel te wees van so 'n sportskode nie. Kyk,
Kyk, ons het beginnersvlakke, dan het ons advanced vlakke en ons het jou open, met ander woorde jou senior ouens, en dan hang dit ook af van jou belt tipe en die belt wat jy het. Maar die kleintjies was van wat ons nou Suid-Afrika toe geneem het, was 8 jaar oud en die oudste persoon was 46 wat saam gegaan het, wat gaan deel en natuurlik in ons veterane afdeling. Ja, en die ouens het regtig baie goed gedoen en onder die top 10 en ek moet spoeg met dit. Okay. Onder die top 10 het ons 6 plekke gevat. Sjoe. Van Suider-Afrika. Okay, Namibia mag Ja. en moet trots wees op dit. Dit is massive. Ja. Maar dan net ons het nog baie prepwerk voor ons moet gaan op die kolle gaan besig raak. Maar kykers moet nêrens beweeg nie. Ons het nog baie aksie wat kom. Ons gaan nog by Brian en Andrew gaan kuier, bietjie kus toe gaan en dan ook bietjie Kaap toe gaan. So ons is nou terug. Baie dankie. Okay. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Thanks for joining us. We're doing something for Khoikhwila, our show. It's all about sports and braai. And the Swakopmund municipality is planning a year-end sports day or something. That's right. Well, Adam, you are right. We are planning a year-end sports tournament, and this is just to finish off the year strong, all right? But strong in a rather relaxed manner. So the municipality of Swakopmund is inviting corporates and sports club in Swakopmund to join us, and that is between the 28th to the 30th of November 2025 at the Tamariskia Sports Field. It's going to be a whole weekend filled of fun, competition, of course, maybe some tears. But it's definitely going to be epic. It's going to be fun. We've got 4 sports codes. That's volleyball, tug of war, soccer, as well as netball. So on our social media platforms, we will be posting a poster encouraging you to please register and join us so we can make this Swakopmund sports tournament a success. And of course, a sports success. There we go. So ladies and gentlemen, Swakopmund sportsmen, if you know that you've got good sportsmanship, and you're a good sports player, team player, register with us and join us at the Swakopmund Sports Tournament, closing off the year strong, but in a very relaxed style. So we can have private teams, corporate teams, whoever wants to join in the fun. Definitely. Your team need not be part of the municipality of Swakopmund. You can be any corporate operating in Swakopmund. In fact, towns close to Swakopmund are also welcome to join. This is the center of adventure after all. So we are offering you this opportunity to join us in some of our sports adventure. So any corporate, any sports club in and around Swakopmund, you are all welcome to join us. Are you going to be playing? Definitely. You'll be seeing me on the volleyball courts, you know, shooting some goals. But definitely not the tug of war. I don't think I've got the muscles for that one. And the last thing, why would you say an event like this is important for the, how can I say, the spirit and the team building effect? Well, you know, Adam, we are also used to just engaging on formal platforms, platforms where you're not really necessarily being yourself, where you're not smiling and letting loose. So to create bonds with our stakeholders, important stakeholders, to create network opportunities. You know, somebody once said that business deals are not always made in the boardroom. And this is just one such opportunity to create an event, a platform
for organizations, corporates to come together in a very relaxed and fun arena or venue, which is the Tamarisca Sports Field, to create those connections and just, build long-lasting friendships and possibly business connects. Are there going to be fires and braais and things like that? Well, there is no soccer or any sports tournament without a lekker braai. So definitely we're going to be having lekker braai at the venue, and that is all weekend, as from the 28th right down to the 30th. So come on down. If you want to just be a spectator, if you just want to come and enjoy a bit of braai and a little cool drink, we invite you also to please join us and just form part of the cheering crowd. Of course, maybe if you don't see me on the volleyball track or wherever that is, you will be seeing me as a cheerleader. Excellent. Linda, thanks a lot, man, and we're looking forward to that. Definitely. We are also excited to be seeing quite a lot of corporates and sportsmen and women join us, and that is at the Swakopmund Sports Tournament, 28th to the 30th of November. Be there or be squared. Maar ons gooi kole, dis weer tyd om kole te gooi. Ek het nog blou aan ongelukkig vandag, en ek weet die bokke speel in die Franse, so jy moet my vergewe. Ons gaan kole gooi, ons gaan vuur laat brand, en, maar die blou is dan vir Namibië, wat in die kwalificering speel, eerste van 3 wedstryde van kwalificering om vir die wêreldbeker te kwalifiseer. Hulle gaan meer blou daar wees, so dit is nou meer my hart. Dis So sterkte vir Jacques Burger en sy manne vir Saterdag, so dis 'n groot ene, en as ons praat Kaapse kole, moet ons aan Springbokke praat, en hulle die Franse, dis moeilik nie daai. Ja, ek moet vir jou sê, die Hane, dink ek, is nog steeds op soek na daai kraai wat hulle verloor het in 2023. Dis 'n bietjie van 'n kekkel gewees van hulle, en ek dink die wraakfaktor gaan altyd 'n groot rol speel en 'n groot vraag speel. Ek sien hulle het al lank voor die wedstryd gesê, hulle verdink die Springbokke van spionasie, so hulle het binneshuis begin oefen, en dit baie afgesonder gehou, so dit gaan interessant wees. Ek wonder net of Rassie ook binneshuis, soos wat hulle in die Wêreldbeker in 2019 binne die hotelkamers en so beweeg, so miskien gaan hy ook, maar hy het ook die speletjies begin speel, hy volg een persoon op Twitter, en dit is die Franse Rugby Unie, so hy het alweer begin met sy moeilikheid. Nee, hy maak dit so, kyk, hulle moet maar vir jou kan steek daar, want die Kaapse kole, ek weet die Franse het nie vreeslike hout, hulle het verseker nie Namibiese hout daar nie, maar ons gaan spangees aan hierdie kant, en so nou die weer is nou perfek, nou is dit lekker, nou kan ons braai. Nou kan ons vroeg braai, die afskop is 9, so ons gaan al vroeg braai, en ons kan Namibië se wedstryd ook volg, so tussendeur, ons moet Namibië se wedstryd baie ernstig voor, al 3 moet hulle probeer wen, Samoa gaan dalk 'n bietjie lastig wees volgende, maar ons skreeu hard vir hulle, maar ons het ook daar 'n wyntjie, en dis 'n Diemersdalkie, maar jy ken die mense ook daar, jy weet daar's van die wynmakers wat jy ook so half bewus is van. Ja, ek moet vir jou sê, een van ons vriendinne se broers is die wynmaker hier by Diemersdal, en hulle het geweldige trots en tradisie in hulle wyn, maar dis nie net 'n plaaslike wyn nie, Arie, want ek en jy het nou so agter die skerms, jy was nou daar in die States, die United States of America, en ek het gehoor jou Afrikaans is nog steeds baie goed, maar selfs wêreldwyd is Diemersdal nou nog hulle wyn wat aansien het. Ja, dit is presies, en weet jy, ek was in Pittsburgh, daar so nie ver van Chicago af nie, dat is moeilik om te verduidelik presies waar, maar my dogter is daar, en toe het ons wil ek daar vir mense 'n geskenkie koop, en hulle het 'n wyn, lekker mooi, wynkelder of wynwinkels daar, loop hy in, vraag is, hier is Diemersdal, precies hierdie enetjie, Diemersdal, se Cabernet Sauvignon met Merlot gemeng, net so, staan hy daar, teen $16.99. So ek het nog nie daai som gemaak nie, is teen omtrent R17.50 moet jy dit maal. Hy is te koop daar in Pittsburgh vir $17, maar ons kan hom vir goedkoper hierso vir ons sal nie al die pryse sê nie, maar heerlike wyntjie, maar hy sê lekker so rooi wyntjie net so opbou na al die sportaksie. Ja, ek moet vir jou sê, en wat lekker is, ek sien die narkies lê ook hierso, en hy het so 'n cherry smaak. Ja. So die narkie en die cherry behoort baie goed te werk met 'n Kalahari kaggelvuurtjie of Bosveld televisie, soos
sy mos met die Namibiese harde hout. Dink ek is dit perfek. Jy sê, so ons gaan kolle gooi, ons gaan die kolle, ons gaan 'n vuurtjie aansteek, ons kry jou hart vir Namibië Saterdag, ons kry jou hart vir die bokke ook Saterdag. 'n Lekker vooruitsig, so die vuure gaan brand en 'n goeie diemersdalletjie. Hulle is daar so naby Durbanville vir die wat kom kuier daar van die Namibië se kant af, 'n briljante keller. En maar dan gaan ons hard skreeu. Jy sê jy gaan vroeg vuur aansteek. Ja, nee, dis belangrik, van kardinale belang. Die harde kolle hout vroeg vir die Namibiese wedstryd begin stook. En dan hoop ons dat daai Afrika land vir Suid-Afrika, Afrika as kontinent kan 'n goeie naweek wees en 'n goeie afskop wees. Goeie afskop tot 'n goeie afsluit. Absoluut, ek stem saam. Ons praat die volgende week. Baie groete uit die Kaap. When the sun sets, the news begins. Welcome to Sunset News, bringing you the latest headlines, in-depth community stories, economic updates, sports highlights, and your daily weather forecast. Join us every weekday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25, or stream us online at oneup2.com. Join us on Facebook at Sunset News to stay updated. Okay, kykers, is tyd vir ons om ons steaks en ons broodjies op die vuur te kry. Maar voor ons omgaan, sê julle sien hier's 'n nuwe gesig wat vir my hierso join. They come in a pair. They're a pair. Hulle is twee. Travel nie sonder mekaar nie, and I love that. So stel Ingo asseblief voorstel vir ons kykers. Jy sien ons getroud is, het die predikant gesê jy word een. Die probleem is watter een. So ons gaan nou myne wees. Okay, soos ons gepraat het bietjie off-screen, trou Ingo klomp hoetjies. Met daar's klomp goedjies wat Ingo doen, veral met die sportbedryf. Vertel ons bietjie in wat alles is jy betrokke? Okay, ek is een van die direkteure van Ring Contact Fighting Art International. So ons bestuur op 'n internasionale vlak dan die hele sport wêreldwyd. En dan is ek ook bevoorreg om die president van MAN te wees, Martial Arts Namibia. Die sportraad het 'n nuwe inisiatief begin om alle martial arts onder een liggaam te sit, omdat ons so baie sportkodes is en so ons is daar in beheer en dan verteenwoordig ek dan natuurlik Ring Contact Fighting Art Namibia. So ek is die internasionale koördineerder van dit in Namibia. So dit klink daarom groot. Okay, so ons is meer back as iets anders. Okay, Tannie Del het nou vir ons gespys. Nou vra ek 'n eerlike vraag. Vertrou ons vir Tannie Del om lekker te spys vir ons. Kyk, 'n mens maak baie foute in jou lewe, né? Maar een van die foute wat ek nie gemaak het is om daai vrou te trou. So ons vertrou haar. Okay, 100, dan ek vertrou ook vir haar met alles. So hier is ons steaks, is lekker dun steaks, so ons gaan hoef hom nie so lank op die kolle te sit nie, maar ek dink ons kolle is gereed. So asseblief, kom ons sit dit op sodat ons kan begin eet. Ek dink Brian en Andrew brand ook om te proe, alles proe hierso. Ons het ons het net al gesê 'n garlic broodjie met 'n skop. Ja, met vandag se tema. Met 'n harde skop. Met 'n harde skop. Okay, so ons span, soos ons nou by Tannie Del gehoor het so goed gedoen in Suid-Afrika. Kan Ingo net vir ons vertel die voorbereiding vir die span? Natuurlik is daar fisies hulle moet voorberei, maar dan ook mentally en emotionally om te kan travel en deel te neem in so 'n groot kompetisie. Ja. Weet jy, ek het laas jaar toe ons Suid-Afrika gewen het, toe die ouens gewonder, hoe kry jy klein land soos dit reg? En toe het ek vir hulle gesê, noem my Rassie Erasmus kickboxing. So, weet julle, daar gaan 'n klomp werk in dit in. Ons sit en beplan, ons het gaan uitwerk hoeveel gevegte moet 'n ou hê om in sy afdeling by die finaal uit te kom. So daar gaan 'n klomp beplanning rondom dit in. En die ander ding is, die feit dat ons soveel verskillende gevegsmetodes het, beteken dat ons moet beplan in watter moet hy deelneem en watter moet hy los, want dis amper soos atletiek. Jy weet, ons het 100 meter in verspring en dit so het ons die boks en die high kicks of met ander die kickboxing sy die lae skop afdelings. En jy moet beplan rondom dit, want byvoorbeeld as jy 'n volle kontak geveg het, kan jy baie maklik
harsingskudde en sulke goed opdoen as jy ander goed nog het. So daar's 'n klomp beplanning wat ons dan rondom dit moet doen. Dit klink soos En so dit nommer 1 en dan nommer 2 met die vlug. Jy weet die ouens moet reg eet, hulle moet baie vog inneem ensovoorts dat hulle nie dehydreer nie. So daar's 'n klomp ander faktore. Vroeg gaan slaap laat hulle uitgerus is want 'n toernooi kan nogal 'n lang dag raak. En so ja, ons het oor 3 dae dit gedoen. Eerste dag was die Fixate Challenge wat hulle gedoen het en toe die laaste dag of die middelste dag Saterdag was toe nou al die vegte en dan Saterdag was al die reekse soos karate dit noem die katas met die wapengevegte en die wapenreekse. Okay, nou sê vir my wat is nou vorentoe? Die jaar kom aan 'n einde, maar volgende jaar begin ons weer vars. So wat is volgende vir ons span, vir miskien nuwe mense wat kom join die span? Wat gebeur volgende? Wat kan ons vooruit sien? So eerste ding wat ons nou het is die graderings. Ons gradeer 2 keer in 'n jaar, so die ouens moet nou dit wat hulle geleer het op proef stel, boonbehalwe dit wat ons toets en kry, so ons het die gradering. En dan begin ons voorberei vir Paasnaweek volgende jaar wanneer ons die wêreldkampioenskap in Suid-Afrika het. So ons het gisteraand bymekaar gesit en klaar die spanne gekies wat wêreldkampioenskappe toe gaan op grond van die prestasies wat hulle daar gedoen het. En so hulle moet dan natuurlik nou gereeld maandeliks fiksheidstoetse doen, kondisioneringstoetse laat ons weet dat hulle reg is en dat ons dan op hoogte bly want Desember maand kan maar 'n probleem wees met al die goed. So dit beperk en so ons sal 'n program rondom dit moet uitwerk vir hulle. Dat hulle so is en dan ja. So volgende jaar Paasnaweek se tyd en is ons span weer in Suid-Afrika besig om vir Namibië trots te maak. Nou een vraagie as ek nou wil deel wees van die span eendag. Hoe begin ek? Wat nog nooit in my lewe dit betrokke was nie. Weet julle, dis hoekom ons noem dis 'n gevegskuns. Dis 'n ding wat aangeleer moet word. Jy om bo jou kop te skop en goed, dit gebeur nie net sommer nie. So, maar 'n ou moet begin. Weet jy, en ek sê altyd as jy 'n ding effektief kan doen, vir selfverdediging, weet jy, 'n vrou hoef net so hoog soos 'n man se knie te kan skop om effektief te wees. En so begin met dit. Jy moet begin leer waarna om te kyk. Afstand beteken 'n groot rol in dit. So raak betrokke, begin oefen, begin leer, begin die bewegings leer, laat jou liggaam dit begin gewoond raak. En dan soos wat jy dit meer en meer doen, raak dit al hoe makliker. So Gary Player gesê, the more I practice, the easier I get. Ja. En maar dis maar hoe dit gaan, maar dit is 'n kuns. Dit om te beklei is nie maklik nie. En om die koördinasie te hou, om 'n hand by die gesig te hou om jou maksimum te beskerm en 'n voet bo die kop op te tel, dis iets wat jy moet oefen. Ja, is definitief 'n kuns. Ja, dit is 'n kuns gespeel het. Nou een laaste vraagie van ons stakes is amper gereed en dis 'n baie belangrike vraag en die antwoord gaan bepaal hoe ons broodjies gaan uitkom. So Ingo moet baie hard dink aan hierdie antwoord. Natuurlik Gooi Kolle ondersteun alle sportskodes wat daar is, maar rugby bly mos nog steeds ons gunsteling sport of ons topsport wat ons altyd discuss en deurpraat hier op die show. So as ons support die boetjies 100%, ons is agter Namibië. Maar as ons nou tweede plek moes kies uit al die groot en al die klein spanne in die wêreld, watse rugby span ondersteun Ingo? Ek dink omdat ons so gekonnekt was met Suid-Afrika, bly ons almal maar Springbokke. En dis die antwoord wat ons soek. En dan is ek 'n Red Bull en 'n Blue Bull. Okay. Al die regte antwoorde in een. So ek dink ons broodjies gaan nou 110% perfek uitkom, net omdat hier 2 Springbokke in beheer is hierso in die kombuis. Of ons het 3 Springbokke. Ja, ons kan maar 'n paar. Ek dink die span daar agter lyk net so goed. Ja, okay, ons is 'n hele klomp Springbokke hier wat betrokke is, maar kykers, ons is nou net terug en dan is dit tyd vir ons om lekker te eet. So moenie beweeg nie as jy wil weet hoe kom hierdie broodjies uit. Okay, soos julle weet kykers, die is my gunsteling deel van die show. Ingo het bietjie besig gelyk daar by die braaihoekie, so ons hoop dit werk uit.
Maar voor ons bij home uitkom, Louis said, before we get to the food, they've been prepping, they're almost done. I see the bread is ready. For you personally, if you have to tell us what is a perfect braai for you, what needs to be in that plate for you to feel like this is a complete braai plate? Okay, so a nice barbecue sticky wing. Okay, very important. Nice and juicy. And then a well-spiced lamb chop. Lamb chop, okay, keep it safe. Maybe a nice length boerewors. Okay. And then a braaibroodjie. There you have it. The braaibroodjie is very important. Ons leer Afrikaans so in sociale woorde Loise is 'n braaibroodjie baie belangrik. As hy so Loise natuurlik betrokke by basketbal met die bal en so. Jy het gesê julle sport gebruik ook wapens. Ek weet nie baie van julle sport of ek weet 'n bal is nie een van hulle nie, maar watse wapens het jy gesê gebruik julle in julle sport? Ons gebruik die setvoetstaaf, hulle noem dit die bou. Dit is amper soos 'n besemstok die lengte. So as jy hom geoefen het, kan jy jouself met dit verdedig. Ons het dan die baton of die knippel. Ons leer die ouens die tong vat, daai polisie T ding. Ons fight met die nunchakas, die swaaistokkies. Ons doen swaarde. Ons doen 'n bokken. So daar's 'n klomp verskillende wapens wat 'n ou in sy syllabus leer, maar dan ook dit op 'n toernooi dan kan gebruik. En so ons doen dit dan ook in 'n musical vorm. So hy kan op die ritme van die musiek kan hy dan daai wapen doen en nie net veg nie. Dis ek het nou nie ek het altyd gewonder hoekom julle spanne as ek 'n klein spannetjie stuur en so klomp medaljes wen. Dit het vir my 'n lekker sin gemaak as ek nou ander gevegsporte dit kon vergelyk. Weet julle, mense dink ring contact fighting art is soos atletiek. Jy weet, daar's 'n klomp verskillende items. En nou kan in 'n 100 meter, 200 meter en 'n verspring deelneem. En dit is maar alles. Elke ding bevorder die sport. So as jy jou hande kan gebruik soos boks, kan ek 'n opponent van my op 'n kort afstand weghou. So, dis hoekom ons ou sê jy moet boks doen want jy moet die hand skills hê. En dan as ek so bietjie verder weg is, dan kan ek met my voete begin skop, so dan kan ek daai afstand bereik. En dan as ek nog verder weg is, dan aanval ek aan die bene aan. Jy weet, dan het ek daai afstand. En dan sou ek op die grond beland, dan weet ek presies wat om daar te doen. So, dis 'n hele kombinasie van boks, karate, stoei, judo en dan ballet vir balans. Dis alles gekombineer in een. Okay, so al daai gevegskunste wat jy gaan gepraat het, so julle het mos nou hierdie oorkoepelende federasie ook MAN so mix. Man, ja. Ja, mix martial arts van Namibia. Dis reg. So nou daar's raakpunte, you have some things in common en dan is daar baie waarvoor is die federasie daar? So basies is dit om alle gevegskunste in Namibië te beheer. Ons het al hoe dit werk by MAN, ons registreer 'n internasionale liggaam. Met ander woorde 'n internasionale reëls, kompetisie reëls. So die karate het byvoorbeeld WUKEF daar, hulle het die WUKEF stelsel, hulle neem onder hulle goed deel. So hulle het hulle katas en hulle komités, hoe hulle beklei hulle reëlstelsel. En die gedagte van dit is dat ons aan hulle toernooie deelneem of hulle by ons en ek neem dan by hierdie federasie onder sy reëls en regulasies deel om dan vir die ouens 'n groter exposure te gee en dan sodat ons die sport kan ontwikkel. So ons het byvoorbeeld ring contact is daar, WKO wat ook 'n kickboxing styl is daar, ISKA wat ook 'n kickboxing styl is daar en dan nou WUKEF. Dis die 4. Ons is nou besig om jiu-jitsu te registreer. En ek werk baie hard aan van die MMA manne. So dat ons hierdie ouens kan bymekaar kry want dan kan jy oor kruisbestuiving dan al hierdie goed inbring en mekaar help en help om te oefen, geleenthede te skep dat ons net vorentoe kan gaan. So, ja nee, daar's baie betrokke by hierdie sport. Dit kan ek vir julle sê. Maar soos ek vroeër gesê het, is my gunsteling deel van die show. This is my favorite part of the show because now the food is coming, you see. Okay. So, jongens, don't go anywhere. Ons gaan dit gewoon vir 'n advertentiebreek. Dit lyk vir my Adele en Patricia is gereed vir ons en ons kyk wat Ingo vir ons geprepare het daar op die 4 so bly ingeskakel.
Kijk, kijkers, ons was weg vir die advertentiebreek. Ons is terug. Die kos is gereed. Patricia en Adele is klaar. En soos dit gesê was, dis nie kos wat jy op 'n eerste date eet nie, want ek het soos ek verstaan is This is a garlic bread with a massive kick. Ek het vergeet wat ek wou gesê het. Totaal vergeet wat ek wou gesê het. Ingo, vertel ons bietjie, wat alles gaan aan hierso? Wat alles het julle bymekaar gesit en Ek was net verantwoordelik vir die braai van die stytjie. Patricia en my vrou het die broodjies gesmeer, die knoffel ingesit, die kaas opgesit. Ek het die stytjie gebraai, toe Patricia dit weer mooi in stukkies opgesny. Ons het dit mooi geplaas en in sout opgesit. Weer kaas en dan 'n sous. En dan het ons hom weer teruggesit dat alles net in mekaar moet smelt in dit. Presentation 100%. Patricia, vertel ons bietjie, wat 'n klomp sous te gaan aan hierso. Voice of Namibia se wenner het deurgekom. Sê wys hoekom sê die wenner is aan Voice of Namibia, maar vertel ons bietjie Perry. Die sous is maar net 'n prego sauce. Ek dink as jy dit simple is always also good. Net klein goedjies, 'n prego sauce oorgegooi, die kaas het alles lekker gesmelt, so dit is gereed om dit te proe. Okay, Loisa, so for just in case you didn't know, Okay. she won Voice of Namibia very recently. Okay. She can sing, this lady. So she promised, what she said now basically was she's going to sing after we finish eating, so that everyone can get to hear how she sounds like. Spicy. We are very excited. Tracy, hoe lyk dit vir jou? As hy, kom ons So moet dit werk. Okay, kom ons. So julle kan sien die wind. Event vibes vandag. Event vibe. Maar voor ons, terwyl ons besig is om die kos reg te kry, Ingo, vertel ons net bietjie meer van die World Champs volgende jaar, hoe belangrik dit is vir ons om daar deel te neem en seker te maak ons kom met 'n paar medaljes terug. Ja, ek dink for us the World Champs is very important. Number one, if we can have a few world champions, that will mean that those defenders needs to come and fight here. Okay. En dit gaan vir ons 'n baie groot opportunity gee om internasionale wêreldklas mense hier te kry. Jy weet, laat hulle ons hier kom beklei. Yes. Laat hulle ons mense hier kom aanvat op ons eie grond. Want weet, dit kos ons so baie geld om byvoorbeeld Engeland toe te gaan vir 'n WKO championship of so. En die probleem is jou eie mense, jou eie ondersteuners sien dit nie, want omdat dit so duur is, dalk op 'n TV, die ervaring nie. En dit maak vir ons klein sportsoorte ook baie moeilik met borge, want wat se regte value for money gaan hy kry as hy net 'n ou stuur. Yes. Maar as ons hierdie internasionale mense kan ken, sê jy wat, as jy wêreldkampioen word, kom vat ons hier aan. Ja. Dan kan ons die ouens begin kry. En ek vertrou dat die wêreldkampioenskappe 'n baie groot begin gaan wees vir ons om Namibia op die map te sit. Laat ouens vat so Driekus met Suid-Afrika. Ja. En as ons dit kan begin kry met die wêreldkampioenskappe en sê, weet jy, ons het 'n klomp wêreldkampioene, kom beklei ons hier. Ja. Dan gaan dit vir ons baie beteken. Ja, nee, definitief, ek moet saamstem. Okay, so ek voel ons ek wil gesê Miss Voice of Namibia, maar Voice of Namibia vat bietjie. Dit is moeilik om hierdie goed uit Ja, mekaar uit te kry, so. Is definitief iets wat jy nie kan eet op 'n first date nie. Dit sal nie iets werk nie, want dis is die gevegskuns, dis 'n saai. Brian. Daar sê. Kan nog 'n bietjie meer, okay, maar van nou. Ons kan nie Daar is nog een, ons het twee gemaak. Die se kom. Okay, toe maar. My broodjie gaan heel uit mekaar uit. Ja, dis smaklik ete. Very good. Voice of Namibia deurgekom. Voice of Namibia deurgekom. Dis nou regtig wat hulle noem finger licking good. Yes, ek stem saam. En die steak is wel gedaan. Baie lekker. So, voor ons aankijkers en voor ons, terwyl ons begin ons 'n spesiale drankie vir die dag kry. Soos ek verstaan is dit bitter chocolate dag vandag. Yes, daar kry ek confirmation. Dis tyd kom ek reg. Dis tyd ek is op trek met die goed. So Andrew, vertel net 'n bietjie die kykers oor die ons span wat nou in Dubai speel. Ons eerste wedstryd wat hierdie Saterdag is. Bietjie net info aan dit. Ja, so ons sien uit na maar weer se rugby span in Dubai. Soos Jacques Burger gesê het, so 3 spesiale vertonings nodig.
ja, eerste België en dan volgende week ja, Samoa en dan Brazilië. Nou ja, is die grootste ene, ja, die groot dekkie eerste. En ja, ons hoop ons span trek om weer. Ons het nog nie tevore teen België gespeel nie. Hulle is hoër as ons op die wêreldranglys, so as hulle kan wen, is dit ook 'n goeie ding. En ja, so net een span gaan wêreldbeker toe en alles op die spel. Oef, 4 spanne, 1 span gaan deur. Dit gaan definitief taaf wees. En voor ons vergeet, there's basketball as well. So we spoke about the rugby that's happening in Dubai, the team that Namibia is trying to qualify for the World Cup. But before we leave, maybe just let the viewers know for the last time what's happening, where, how much, and maybe we'll see all of them there. Because we, Sport Rap, Khoekole will definitely make a turn there. Okay, so Women's Basketball League Africa happening. The qualifiers for Group E are happening here. We are hosting them at DHPS every day from Friday, Saturday, Sunday at 7 o'clock. If we can get there and cheer on the team UNAM Phoenix, looking to get one of the spots to qualify, that would be great. $30 gets you in. Gets you in. We'll have a nice time. We'll have a nice time. So, because that's niet een reden om te zien allemaal bij DHP's gaan inkomen. Is basketbal. En dan is het rugby wat aan de gang is. Er zit ook plomsport aan de gang. Dat is ook box, zoals ik verstaan, bij Country Club, MTC, Nesta Sunshine, Tobias, boxing, wat gebeurt daar. Maar van ons af, hier op Khoekole, ons Khoekole. 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 Khoekole.